Maar wat 'n voorreg het ek vanoggend om weer eens hierdie woord met julle te deel. Dat ons gaan aan met dit wat gebeur het Vrydag. Vrydag was die kruisiging en vanoggend vier ons die opstanding. Wie van julle het nie geweet hy het opgestaan nie? Great, ons is almal op dieselfde bladsy. Maar dit is 'n voorreg om hierdie besonderse event te kan vier. Iets wat ek besef het hierdie jaar, en selfs nou met my voorbereiding ook, is dat Paasfees, hierdie Paasnaweek, die Paasfees is nie net 'n datum op die kalender nie. Dit is die hartklop van ons Christelike bestaan, ons geloof. Stem julle saam? En Kersfees vertel ons wel van die geboorte van Jesus as ons verlosser, maar Goeie Vrydag vertel ons van die kruisiging, van die verlosser wat gekruisig is. Maar Paasondag vertel ons van die opstanding van Jesus Christus. Die grootste waarheid wat daar kan wees, is die opstanding van Jesus Christus. Hy het opgestaan. En hy leef. Kom ons sluit af. Nie so vinnig nie. Maar ek het vanoggend die voorreg om hierdie grootste waarheid met julle te kan deel. En dit maak my super opgewonde. Want ek dink hierdie tyd van die jaar, en hierdie jaar ervaar ek dit nog erger as nog ooit van tevore. Want ek dink ons kom op 'n punt dat jy jouself inleef in hierdie events. En ek dink as daar een deel is van hierdie jaar, staan Paasnaweek vir my hierdie jaar meer uit as ooit van tevore. En ek dink dit is die events wat volg daarna, maar ek weet baie van julle is op hierdie YouVersion, die Bible app, op julle fone of tablets of rekenaars, en net so 'n paar weke voor en ek sê so 10-12 dae voordat Paasfees begin, is daar 'n app wat hy sê, wat jy kan aansluit, en dan volg jy die stappe wat gebeur het. So deur die proses waar Jesus ingekom het in die dorp en alles wat voor die voorbereiding van die Pasga en alles. Nou deel jy lees dit en jy werk jouself in hierdie events in. En ek dink dit is wat my nogal redelik aan die gang gesit het hierdie jaar, was om jouself in te leef oor wat gebeur het. Die verloop van sake tot op die ouende dag waar ons die opstanding kan vier. En dit maak my super excited. Ek kan nie vir julle sê hoe opgewonde is ek nie. Ek wens ek kan my opgewonde met julle deel, maar ek kan nie, behalwe net om te sê, lyk net opgewonde. Maar as Jesus nie opgestaan het nie, was ons vanoggend in die moeilikheid. As Jesus nie gekruisig was nie, as hierdie events nie plaasgevind het nie, het die Christendom 'n groot knou gekry. En ek wil graag hê ons moet saam lees in 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 19. Dit is 'n brief wat Paulus skryf aan die Korinteërs. En hy sê daar van in vers 12 lees ek, hy sê vir my, as die verkondiging dat God Christus uit die dood laat opstaan het, hoe is dan daar sommige van julle wat beweer dat daar nie so iets soos die opstanding uit die dood bestaan nie? Nou, net om daai een versie te lees, sien ek 'n prentjie, wat ons hedendaags vandag nog steeds kry in ons samelewing. Mense wat nog steeds ontken, dat daar ooit 'n kruisiging was en ooit 'n opstanding was. Nou, Paulus het hier in dieselfde tyd, daai tyd, was dieselfde situasie. In vers 13 sê hy, as daar werklik geen opstanding uit die dood is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Maar as Christus nie opgewek is nie, sou dit beteken dat ons verkondiging geen substansie het en dat julle geloof ook platval. Dan sou ons as leenaars omtrent God aan die kaak gestel word. Dis 'n ernstige saak hierdie wat Paulus hier oor praat. Want as het, en ek kyk, ons sit op sosiale media en ons kyk baie goed, jy sien baie mense wat hou daarvan om ander geestelike leiers
af te breek, af te knou en sleg te maak. En dit is presies hierdie wat die aanval op die Christendom kom. Nou dieselfde aanval is dit wat die leraar spreek sou niks waarde gehad het nie. Dit wat ek vanoggend met julle gedeel het, sou geen substansie gehad het nie. As ons nie geglo het dat Jesus Christus opgestaan het nie. Vers 15 sê, dan het ons mos geen of teen die waarheid van God getuig dat Christus opgewek het, terwyl hy dit in werklikheid nie gedoen het nie. Dit wil nou sê dat as die dooies nie opgewek word nie. En dan sê vers 16, ek sê weer, as dooies nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof waardeloos. En is julle nog vasgevang in julle sondes. In vers 18, in daardie geval is ook die wat in Christus gesterf het, is verlore. Vers 9 sê, as ons egter op niks meer sou kon hoop, as dat Christus 'n verskil sou maak aan ons huidige lewe nie, sou ons definitief die bejammeringswaardige mense onder die son gewees het. Dit is toch al 'n diepte brief wat Paulus geskryf het aan die Korinteërs. Om vir hulle te sê wat die oorsaak sou gewees het, as dit nie werklik plaasgevind het nie. En ek dink vanoggend kan ons self nog steeds, as ons self indink, as die kruisiging nie plaasgevind het nie, as die opstanding nie plaasgevind het nie, waar sou ek en jy vandag gewees het? Maar omdat hy opgestaan het, en hy leef, verander alles. Dit verander ons verlede, dit verander ons hede, en verseker ook ons toekoms. Lukas 24 vers 1 tot 8 sê daar, en dit is vir my 'n mooi verhaal as 'n ou die konteks van die hele prentjie sien. Nou Lukas 24 vers 1 tot 8, hy sê, so douverdag op die sondagoggend, het die vroue na die graf toe gegaan met die aromatiese olie wat hulle voorberei het. So, sien jouself in hierdie dames, Maria en 'n klomp ander, het al die hele naweek voorberei aan hierdie speserye, wat hulle daai tyd bymekaar gemaak het, wanneer iemand dood is, het hulle die liggaam behandel. So hulle is op pad nou na hierdie graf toe met hierdie spesiale speserye en olies wat hulle voorberei het. Dan sê daar aangekom, kry hulle die steen weggerol van die ingang van die grot af. Hulle het ingegaan, maar die liggaam van Here Jesus nie daar gekry nie. Hulle was heeltemal in die veld geslaan, 2 mans in helder blink klere aan, het skielik daar by hulle gestaan. Die vroue was verskrik en het hulle gister afgebuig grond toe, en die man sê vir hulle, waarom soek julle die lewende tussen die lyke? Hy is nie meer hier nie, maar hy is opgewek. Onthou julle, hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was, en gesê het, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag weer opstaan en terugdraai van die graf af en al hierdie dinge aan die 11 en al die ander vertel. Hulle toe onthou hulle hierdie woorde, dit wat die engele toe vir hulle gesê het. En teruggedraai van die graf af en al hierdie dinge aan die 11 en die ander gaan verkondig. So hulle het gaan verkondig aan die ander disippels dat hulle het by die graf aangekom en dis wat hulle ervaar het, die graf is leeg. En die engel het bevestig dit wat Jesus vir hulle gesê het. Nou vanoggend wil ek graag hê dat ons kyk na so 'n paar punte rakende die opstanding. Wat beteken dit vir ons, vir my en vir jou as Christene? Want alles het verander as gevolg van die kruis. Punt 1 is die leë graf verander alles. Nou as ons nou hierdie verhaal van die kruisiging lees, sien ons dat hierdie vroue vroeg op pad was na daar waar Jesus se liggaam begrawe was. Nou die Vrydagmiddag, om en by 3 uur se kant volgens die woord, het Jesus sy laaste asem uitgeblaas. So hy is op Vrydagmiddag 3 uur is hy gekruisig en hy is dood, en toe word hy nou begrawe, en toe is dit nou Saterdagoggend, en Saterdagoggend weet ons is die Sabbatdag, so hulle kon niks doen nie.
So die vroue moes gewag het tot Sondagoggend om Jesus se liggaam te gaan voorberei. En toe die Sondagoggend vroeg, sê die woord, het hulle opgestaan en hulle soontoe om Jesus se liggaam te gaan met speserye te gaan smeer. En toe hulle daar kom, toe kom hulle agter, maar kyk, hierdie graf is leeg. Volgens Matteus 28, as ons nou die verhaal lees van Matteus 28, sê daar het 'n groot aardbewing gebeur. Nou, wat gebeur het is, die Jode was bang gewees, die Romeine was bang gewees dat die disippels die liggaam van Jesus gaan kom steel. So hulle het hom ons na daai groot rots af voor die gat gesit en hulle het wagte aangestel om hierdie grot op te pas, om toe te sien dat niemand die liggaam van Jesus vat nie. En wat toe gebeur het, is daar 'n aardbewing gekom, en daar het engele uit die hemel uit gekom, en die rots voor hierdie gat weggestoot. En die woord sê dat die wagte het so groot geskrik, hulle soos dooies neergeval, met ander woorde, hulle was knock-out, hulle was bewusteloos. En in daai geval, dis toe die dames daar aankom met hulle speserye en die wagte staan op en sien die graf is leeg en hulle hardloop met 'n stinkspoed dorp toe om te gaan vertel wat gebeur het. Maar wat vir my baie indrukwekkend was, tydens my voorbereiding tot hierdie naweek, is die feit dat toe Jesus Christus op die kruis om 3 uur geskree het, Tetelestai, dis volbring, het God Vader die Sondagoggend met die opstanding bevestig, dit is volbring. Amen. Dit wat Jesus gesê, dit wat ek gekom het om te volbring, om te volmaak, het God die Sondagoggend bevestig met die opstanding van Jesus. En dit het alles verander. Dit het alles verander wat ons as Christene vandag ken. Die feit dat ons die voorreg het om die Paasnaweek te kan vier. Ongeag of jy weg op vakansie of waar ook al jy is, om 'n gedagte te hou van dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het op die kruis, dat volbring het, en God het 'n stempel op het geplaas en sê, ja, amen, dit is klaar. Sonde is betaal. 1 Korintiërs 15 vers 20. En dit is presies wat die graf gedoen het, hy het alles verander. In 1 Korintiërs 15 vers 20 sê hy, maar nou is die werklikheid totaal anders. Die woord sê ook, dit is alles anders. God het Christus uit die dood laat opstaan, dit gee ons die waarborg, dat ook die ander dooies sal opstaan. Nou dit praat nie net van mense wat begrawe is, en dit praat van my en jou, wat dood is in die gees, wat die Here aangeneem het, en ook opgestaan het, uit ons sondige lewe uit. Die woord praat van ons ook. Die tweede punt is, die opstanding bewys wie Jesus werklik is. Johannes 11 vers 25, het Jesus gesê, hy sê vir haar, ek is die opstanding, die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Nou baie ander gelowe, en ons sit met baie gelowe in ons land, selfs in die wêreld. Maar baie gelowe sien Jesus maar net as 'n profeet, as 'n leermeester. Maar die opstanding sê, wie is Jesus werklik? Jy sien, ons weet van Boeddha, daar is 'n graf wat bevestig, Boeddha is begrawe, en hy lê nog steeds daar. Daar is Mohammed, wat die graf is nog steeds daar. Al die groot leiers, daar is graf om te bewys, hy is daar. Maar Jesus se graf is leeg. En dit bewys wie Jesus is. 'n leeg graf beteken 'n lewendige God, 'n lewende Heer. Amen. Dis wat dit beteken. Nou die opstanding bevestig werklik dat Jesus is die Seun van God.
Romeine 1 vers 4 sê Paulus, hy sê op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God met die mag beklee, Jesus Christus, ons Here. Dan die derde gedeelte, die opstanding bring vergifnis en nuwe lewe. En ek dink dit is waar ons vanoggend is, waar ons vandag is. Ons lewe vandag na die kruis. En dit wat die kruis vir ons as Christene beteken, is dat ons sondes is op daardie kruis vasgeslaan. Dit stop daar. En dit wat voortleef in ons lewe waar ons vandag is ons vry van dit in Jesus naam. Met die opstanding het God die Vader bevestig, die skuld is volkome betaal. En ek het Vrydagoggend hierdie voorbeeld gebruik van wanneer jy inkopies doen, en jy kom by die kasregister waar jy betaal. Die oomblik as jy die geld gegee het, en jou goedjies in 'n pakkie gesit word, of jy nou jou eie sakkie winkel toe gevat het, en of jy een koop by Spar, jou goedjies word in 'n sakkie gesit, die oomblik as jy daai goed vat en loop, is dit betaal, dis afgehandel. En dis presies wat gebeur het op die kruis, is die oomblik as jy verby daai kruis beweeg, is jou sondes betaal, dis afgehandel, dis verby. Baie van ons sit nog vas hierso, voor die kruis, en nog by die kruis, want ons is nog besig om te verwerk, en verstaan nie die betaallas wat God op Jesus gesit het, sodat ons vry hoef te wees nie. Romeine 4 vers 25 sê, hy is vanweë ons oortredinge oorgelewer, en hy is opgewek sodat ons vry gespreek kan word. Ons is vry. Glo julle dit? Wie voel nie vry nie? Dis 'n belangrike vraag daai. Want baie van ons kan maklik niks sê nie. Maar as jy jouself die vraag vra, hoe vry is jy? Het jy alles oorgegee aan Jesus? Staan jy hierdie kant van die kruis vry? Geen hou vas wat jou probeer terugtrek nie. Maar die opstanding van Jesus beteken nie net dat Jesus lewe nie, maar dit beteken ook dat ek en jy 'n nuwe lewe het in Christus. En dit wat 2 Korintiërs 5 vers 17 so duidelik vir ons stel. Hy sê ons wat in Christus is 'n nuwe lewe, 'n nuwe mens. En dis wat ons vanoggend is, hierdie kant van die kruis. Ons is 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens, 'n geskenk van God af, wat ons nou kan voortleef. Daardie selfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewerk het, daai selfde krag wat Jesus opgewerk het, is in my en in jou werksaam op hierdie oomblik. Efesiërs 1 vers 19 tot 20 is duidelik dat die opstandingskrag van God die Vader is in ons werksaam. Gelees dit. En dit is presies ook wat Romeine 8 vers 11 sê, die gees wat Jesus opgewerk het, werk ook in ons. En wat beteken dit vir my en jou, dat hierdie opstandingskrag, hierdie werkende gees van God in ons woon en werksaam is? Dit beteken ons is nie meer geestelik dood nie. Dit beteken dat daar waar jy jou hart vir die Here gegee het, is jy 'n nuwe mens. Jy is opgewek saam met Christus. So jy is nie meer geestelik dood nie. Dit beteken jy is 'n nuwe mens. Niet gemaak in die beeld van Jesus. Niet gemaak deur die bloed van Jesus. Niet gemaak deur die kruis. En niet gemaak beteken is soos iemand wat vuil geword het, wat skoon gemaak word en mooi klere aangetrek is en weer uitgestuur word. Alles is skoon. Hare is gewas. Alles is verander. Jy is niet gemaak. Jy is nie net 'n upgrade nie. Jy is niet gemaak. Jy lewe nou 'n lewe saam met God, die Vader, wat aangedryf word deur die Heilige Gees. Met ander woorde, ons het die vermoë om anders te leef as wat ons geleef het. Want die Gees van God is nou in ons. Jy het die vermoë om nee te kan sê. Jy het die vermoë om jou rug op sonde of op die wêreld te draai. Jy het die vermoë, want dit is dieselfde krag wat in jou werksaam is.
Ons is nie meer vasgevang in die ou lewe nie. En dit is wat ons in Efesiërs 1:29 sê, is ons wat glo in Christus is nuut gemaak. Glo jy vanoggend in Christus? Glo jy vanoggend dit wat Jesus vir jou op die kruis gedoen het? Want dan is jy nuut gemaak in Jesus. Nou, ek wil vinnig net 'n opsomming doen van vanoggend se woord. Die opsommingskrag in jou beteken, jy is 'n nuwe mens. Jy is nie 'n upgrade nie. Jy is nuut gemaak. Nou, dis een ding om 'n ding te vat, om in te vat, om te herstel, en hulle laai nuwe goedjies op met sagte ware, dis nou 'n upgrade. Maar jy is nie net nuwe goed in jou inlewing gesit nie. God het jou nuut gemaak. Jy's 'n nuwe mens. Jou oorwinning oor die sonde, jou gees is besig om die oorhand te kry. Jou oorwinningsgeesmens is besig om die oorhand te vat oor jou fisiese vlees. Want dit is wat oorwinning beteken, is om oorwinning te hê oor ons vlees, elke dag van ons lewe. Jy verander daagliks, dis nie meer in tye waar ons bly waar jy is, jy is veronderstel om te verander, dag na dag, sodat ons soos Christus kan word. Dat die heerlikheid van God in ons werksaam is, om jou te verander. Dit is nie wat God wil hê, dat ons moet bly soos ons is in ons ou lewe nie. Hy wil hê ons moet nuut wees, 'n nuwe skepsel. En daarom gee hy ons hierdie verwerkingskrag deur die Heilige Gees om ons te laat verander, stap vir stap. En omdat Jesus leef, het ek en jy hoop. En ek dink, wat vir my baie uitstaan van die hele situasie is dat ons is mens, ons is vlees. Al is ons nuut geskep, sit ons met daaglikse uitdagings, wat baie keer moeilik is om oor te kom. En ek dink dis presies hoe die disippels ook gevoel het daardie tyd. Want ons is baie keer word ons teleurgestel. Daar's nie een persoon wat aan my toe kan kom en sê, ek was in my lewe nog nie teleurgestel nie. Iewers word ons teleurgestel, of jou hart vir die Here gegee het of nie, maak saak waar jy word teleurgestel. Ons het te doen met mense. Ons het te doen met die wêreld. Iewers gaan iemand en iets jou teleurstel. En ek dink dis presies hoe die disippels gevoel het, daardie Vrydagmiddag, na die kruisiging van Jesus. Van hulle het weggeraak, van hulle het gaan wegkruip, en die ander het dinge gedoen, en in daardie tyd, hulle was moedeloos. In daardie tyd het hulle op 'n punt gekom wat hulle nie geweet het wat om te doen. Van die disippels het weggekruip en gesê, die ander het besluit, kom ons gaan terug na dinge toe wat ons gedoen het. En dit wat vir my mooi was in hierdie gedeelte in Johannes 21 vers 3 tot 8. Nou verbeel julle hierdie, sien julle hierdie prentjie voor julle speel. Hier is die disippels. Nou Jesus het al aan hulle verskyn en alles, maar hulle het nie meer daardie ding wat hulle saam met die Here kon beweeg het en saam wonderwerke gesien het en geluister het na hom en al die goed nie. Hier sit hulle is verward. En hulle weet nie meer wat om te doen met hulle lewens nie. En wat vir my baie mooi was in hierdie gedeelte is Simon Petrus sê vir hulle. Nou verbeel jy, hier sit hulle. En Simon Petrus staan op en hy sê vir hulle, ek gaan visvang. Want ek weet nie meer wat om te doen nie. En vers 3 sê Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan saam met jou. En hulle het in die skei geklim en daardie nag niks gevang het. So, op die einde wat gebeur het met die disippels? Hulle terugbeweeg na dit wat hulle geken het. Hulle was vissermanne, so hulle teruggaan na daai goed wat hulle gedoen het, hulle veilige plek. Kyk, as Simon my gevra het, kon gevang vis, as ek eers op die boot. Ek dink Christus saamgegaan het. Maar dit wat hulle geken het, dit was hulle veilige plek. Want hulle was moedeloos en hulle het nie geweet wat doen ek nou nie. Vers 4 sê, net na dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar sy disippels was nie bewus
dat het hy is nie. Hy vra toe vir hulle kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord vir Jesus was net, nee. So hulle is half mislik. Nou hier is die ou op die strand wat sê, hoor, het julle iets om te eet nie? Nee! Net so. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die ander kant van die boot uit, en julle sal vis kry. Vers 6 sê, en hulle het toe die net uitgegooi, en kon dit nie meer intrek, as gevolg van die groot hoeveelheid vis. Nou sê die lieflingsdiscipel sê toe vir Petrus, dis Johannes, hy sê toe vir Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat die Here is, en dis nou vir my 'n mooi storie, hierso, het hy sy klere aangetrek, want hy was half kaal. Normaalweg, as ek in die water spring, trek jou klere uit, en dan spring jy water. Nou hierdie ouetjie was obviously 'n warm dag gewees met visvang, en hy het weet of hy sy klere uitgetrek. Nou hy het sy klere aangetrek, want toe hy hoor het Jesus, toe trek hy sy klere aan, hy spring in die water, en hy swem deur na Jesus toe. En in vers 8 sê, en die discipels het solank die bootjie nader gekom, want hulle was nie ver van die land af, ongeveer 100 meter, en hulle het net met die visse land toe gesleep. Nou verder kan julle die verhaal verder lees, is baie interessant, want toe hulle daar kom, toe Jesus daar klaar 'n vuurtjie aan die gang, en daar's klaar brood gebak, en daar's klaar vis op die kole, en hy sê, bring nog vis dat ons kan braai. Maar wat eintlik ek wil uitkry uit hierdie storie uit, is baie van ons sit hierso vandag. Baie van ons het die Here aangeneem as ons verlosser, ons saligmaker. Baie van ons het moedeloos geraak met ons lewe en ons omstandighede. Net soos hierdie disippels. En ek dink dit is 'n plek waar ons moet verstaan dat alles het verander na die kruisiging van Jesus. Want wat Jesus vandag vir ons wil doen, wat hy vir my en vir jou wil sê, vanoggend, is kom. En dis wat hy met sy disippels gedoen, hy het hulle teruggeroep na hom toe. En toe hy almal daar by hom het en alles en hulle het geëet, lees ons in Handelinge met die opstanding, het hy hulle uitgestuur. So hy het hulle ingeroep, hy het hulle herbevestig oor wie en wat hulle is, en het hulle uitgestuur met 'n opdrag. En dis wat gebeur met die hemelvaartdag, dat Jesus het vir hulle opdrag gegee. Nou vandag is die mense wat hier sit, wat hopeloos is, teleurgesteld is. Maar wat Jesus vanoggend vir ons wil doen, is hy wil ons by mekaar bring. Hy wil jou voed met sy woord, soos sy disippels gevoed het. Maar dan wil hy dit bevestig in julle lewens, en ons uitstuur vir dit wat hy elkeen van ons geroep het voor. En dit wat ek mee wil afsluit vanoggend, is, wat beteken dit vir my en jou? Wat beteken dit vandag vir jou, om na Jesus toe te kom, om te sê, Here, ek was teleurgesteld. Baie dinge het ek nie vertrou voor, en dit het dalk nie is, dit het nie gebeur nie. Here, geliefde wat ons voor gebid het, is oorlede. Soveel dinge kon ons seer gemaak het, ons moedeloos gemaak het, ons teleurgestel het. Maar vanoggend wil die Here julle roep en sê, kom, ek roep julle. Kom dat ek julle voed met my woord. Maar saam met dit, dat ek julle ook uitstuur vir dit wat ek julle geroep het voor, in Jesus naam. Kom ons maak ons oor toe. Net so die disippels moedeloos was, en teruggekeer het na dit wat hulle geken het, sit ons ook hier vandag in teruggeval na ons bekende goed wat ons geken het. En Vader, uit moedeloosheid vanoggend het ons hoop verloor. Ons het dalk ons visie verloor, ons sig verloor. En ons het teruggekeer na ons ou lewe toe. Vandag, Here, sit U voor ons. U roep ons terug na U toe. Here, U bevestig in elkeen van ons lewens ons identiteit in U. Maar saam met daai bevestiging, Here, wil U ons uitstuur, ongeag waar ons is, of dit by die werksplek is, of dit op die bedieningsveld is, of waar ook al ons gaan, om U woord te gaan verkondig.
Maar ons kan dit nie doen as ons nie weet wie ons is in Christus nie. Die vraag wat ek vir julle wil vra vanoggend, is jy bereid? Is jy vanoggend bereid om die hand van Jesus te vat, sodat hy jou kan oplig, jou kan bedien en jou uit te stuur? Dis ons beurt om uit te gaan. Om die wêreld te gaan sê wat die Here vir my gedoen en wat hy vir hulle ook kan doen. Met dit in gedagte, as daar enigiemand is wat vanoggend nog nie daardie keuse gemaak het om die Here aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker, wat vanoggend dalk besef het wat die belangrike impak wat die kruis van Jesus op my lewe het, en dat my sondes op daardie kruis vasgeslaan is, sodat ek vry hoef te wees. Jy het nie nodig om te dra aan jou laste nie. Dis betaal voor. Al wat jy hoef te doen is om op te staan en sê, dit is gedoen. Ek wil vra dat julle saam met my hierdie gebed sal bid. En ek gaan dit voorbid en ek vra dat julle agterna sal bid. Hemelse Vader, ek kom vandag na U toe, net soos wat ek is. Here, ek glo dat U vir my sondes aan die kruis gesterf het, en dat U in my plek hel beleef het, sodat ek vry kan wees. Ek glo, Here, dat U uit die dood uit opgewek is, en dat Jesus Christus lewe, en dan die regterhand van God sit, en in te tree vir my. Vader, ek maak van die dag hierdie keuse, om Jesus Christus as my verlosser aan te neem, en dat my sondes vergewe is, en ek gekoop is met die kosbare bloed van Jesus. Amen. En Vader, soos ons hierdie gebed gebid het, waar daar dalk mense is wat moedeloos of teleurgesteld is, en Vader, dat hulle sal uitroep na U toe, dat hulle hande sal uitreik na U toe, en dat U hulle sal optel, uit hulle situasies uit, en Here, dat U hulle sal bedien, in Jesus naam. Amen. As daar enige iemand is wat hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, wil ek net vra dat hulle na Tolly toe sal kom. Tolly staan met daar, Tolly. Hy wil nie staan nie. Die ou wat dan 'n verjaar het. Gaan net na Tolly toe en gesels met Tolly. Tolly, is daar iets wat jou op die hart het? Nee. Kom ons sluit af. Kom ons maak ons oë toe. Ontvang die seën van die Here. Vader, dankie dat ons vanoggend elkeen kan seën met U goedheid en guns. Here, dankie daar waar ons gaan hierdie week wat voorlê, waar ons weer terugkom van vakansie af en Here, ons werkverrigtinge weer gaan opneem, skole wat weer open, dat U saam met elkeen van ons sal wees, dat hierdie kwartaal wat voorlê 'n goeie kwartaal sal wees. En Here, dat U sigbaar in elke oomblik van die dag sal wees. En Vader, dat U hand op elkeen sal wees, op ons geliefdes, ons gesinne, ons familie en ons vriende. Here, dankie dat U seën oor elkeen is en ons ontvang dit vanoggend in die naam van Jesus. Amen. Amen. Geseënde week vir elkeen van julle.